naam van die Here, dit is so lekker om weer met jou te praat. Jy is op die program geroep vir meer. Ek is saam met 'n goeie vriend, Dirk, en ek is so opgewonde om vandag vir jou te sê dat jy geroep is vir meer, dat jy geroep is vir soveel meer. En ons het 'n challenge elke week, wen een siel vir Jesus. Ek dink dis die minste gevra. Kom ons gaan vertel net vir een persoon dat Jesus nog steeds red. As julle na ons vorige program gekyk het, sou julle gesien het, ons was in Makassar gewees. Die Here het groot dinge gedoen, ons het siele gewen. 'n Vrou het uit 'n reistool uit opgestaan en gestap. Die Here het gesond gemaak en die Here het duiwels uitgedryf. So ek is super opgewonde. En vanmôre, voordat ons begin, Dirk, wil jy nie vir ons bid nie asseblief? Ja, verseker. Dankie. Ons groot dierbare hemelse Vader, U woord sê waar 2 of meer vergader in U naam, daar is U in ons midde, Here, en ons verwelkom U. Heilige Gees, mag ons eengesind word, seën die mense wat luister, en mag ons U wil en U hart soek, Here. Word U verheerlik, ons bid dit in U naam. Amen. Amen. Dirk, weet jy wat is so fantasties vir my, dat Jesus kyk nie na die mens, nee? Almal van ons het 'n verlede. Ek het self op my tyd, jy weet, was ek in dagga in sigarette en drank, en ek het ook myself gehoreer, en die Here het tog gekom vir iets. Verstaan jy, Dirk? Hy het gekom omdat ek en jy juist nie goed genoeg is om dit self te doen nie. En ek is regtig opgewonde vanmôre. Graag wil ek 'n skrif met jou deel, Jeremia 29 vers 11. As ek baie vinnig kan sê, die volk van die Here is gelei in ballingskap in, omdat hulle ongehoorsaam aan God was, het hulle in oorlog gegaan en hulle is gevange geneem. Baie profete het gekom en gesê, die Here gaan julle red, hou net vas. Maar weet julle wat? Die volk was frustreerd, hulle was moeg, hulle het dalk vrae gehad, Here, waar is U? Kyk ons situasie, ons eet nie genoeg nie, ons is nie gesond nie, ons het nie genoeg geld nie. En die Here kom en hy sê vir die volk, luister hierso, julle is in die seisoen waarop julle moet wees. En vir die volgende 70 jaar het die Here hulle in daai seisoen gesit. En ek wil vandag vir jou sê, die Here kom en hy sê vir die volk, hou aan huise bou, trou, kry kinders, gaan aan met julle lewens. En weet julle, ek wil vandag vir jou sê, as jy in 'n seisoen is, en dit mag dalk 'n paar jaar wees, moenie moed opgee nie. Daar's 'n rede hoekom die Here jou in daai situasie het, daar's 'n rede waarvoor jy deurgaan wat jy deurgaan. Jy weet, die volk van die Here het nie lekker verstaan dat God se wil eers te kom nie. En Dirk, ek dink ons vergeet dit baie keer. Jy weet, God se wil is dat mense tot bekering kom. Dis God se wil. Sy begeerte is na siele, sy begeerte is om mense gesond te maak, op te rig en uit te stuur vir bedieningswerk. So ek wil vandag vir jou sê, in watter situasie jy ook al jouself bevind, moenie worry daaroor nie, moenie stres daaroor nie, kalmeer jouself en weet dat die Heilige Gees is daar vir jou, hy vertroos ons en hy versterk ons, maar die woord van die Here kom in Jeremia 29 vers 11, en hy sê die volgende, Dirk, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Nou die Here sê aan Jeremia, skryf hierdie brief aan die volk, die planne wat ek vir julle het, is voorspoed. Nou dis dalk baie moeilik om te verstaan, te sê, Here, maar ons is nou in 70 jaar in ballingskappe. Hoe is dit moontlik dat U wil vir ons voorspoed is? En hy sê verder, hy sê, ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep en tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal my vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. En ek dink dit is die fokuspunt, Dirk. As ons met ons harte regtig oorgee aan die Here, en dit is absoluut sy wil vir hierdie volk gewees, is om te bekeer en terug te kom na hom toe. 70 jaar later, ek bedoel, party van ons kry dalk swaar nou al vir 2 jaar, 6 maande, 3 weke, en ons sê, Here, ons kan nie meer verder aangaan nie, God het 'n plan met jou, en jy is geroep vir soveel meer. Ek is baie opgewonde om vir julle te sê, dat ek 'n gesalfde man van die Here het,
almal van ons het 'n verlede. Ek wil julle voorstel aan Dirk. Hy's 'n baie gesalfde ou, baie nederig, en ek wil vir julle sê, julle moet hierdie man dophou. In die paar jaar vorentoe gaan die Here hom kragtig gebruik in die nasies in. Ek sien die nasies vir hom, en partykeer kom steel die duiwel by ons. Hy kom steel ons vrymoedigheid, hy kom steel ons, hy maak ons vreesagtig, hy maak ons op 'n plek waar ons voel, Jessie, maar ek is nie goed genoeg om dit te doen nie. En almal van ons, Dirk, voel partykeer so, ons is nie goed genoeg nie. Ek het al vele kere op die kansel geklim en gedink, Jessie, hoe gaan ek dit doen? Jy weet, jy kan nooit op 'n plek kom waar jy sê, I have this nie. Jy weet, ek is die eister, ek is die ou, nee. Wanneer ons met God besig is, dis ernstig, nee. 'n Mens, jy kan nie net daar staan en nou is jy die ou nie. Jy moet dit ernstig opvat, en die Here is ernstig. Jy weet, baie mense sê, moenie so ernstig wees nie. Weet jy, God is ernstig. En toe sy seun aan die kruis gesterf het, was hy definitief ernstig oor my en jou. So, ek wil julle voorstel aan Dirk. Dirk, ons program is Geroep vir Meer, en ek is so baie opgewonde om net te hoor, wat het God in jou lewe gedoen? Jy weet, wil jy ons nie dalk vertel, in jou eie woorde, hoe jy voel in jou hart, hoe het God jou geroep, en hoe is jy geroep vir meer? Yes. Wonderlik, so baie dankie vir daai inleiding, Patrick. So my naam is Dirk Smit, soos Patrick my voorgestel het. So Patrick, die Here het ons almal geroep, en die Here wil graag die beste vir ons hê, soos daai skrif sê, hy het ons geroep vir voorspoed. Yes. En die ding is, ons moet sy wil soek, en ons moet sy hart soek, maar soms raak ons, soos jy sê, mismoedig, of ons raak arrogant, soek ons eie wil, jaag ons eie liggaamlike begeertes na. So, die Here het ons almal geroep. Hy het ons geroep om deel te neem aan die beloftes, wat daar is vir ons in Christus. Ja. So, jou vraag is, hoe is ek geroep? Die ding is, ek was maar 'n verlore skaapie gewees, jong. Ek was soos daai seun gewees, wat sy inheritance gevra het van die pa, en hy het gegaan, en hy het dit gaan spandeer. Ek het groot geword in die kerk. Ek was deel van die NG Kerk gewees, ek was, jy weet, as tiener was ek deel van die katechisasie en al daai dinge, maar ek het nooit 'n persoonlike verhouding gehad met die Here nie. En ek het van die pad af gedwaal, en ek het, inteendeel het ek 'n paar keer my hart oorgegee aan die Here, maar ek het nooit real sustenance gehad, 'n regte verhouding met die Here nie. Daar was nie 'n diep verhouding met die Here nie. En ek het nie die Here se wil gesoek nie, ek het nie sy hart gesoek nie, en ek het van die pad af gedwaal, en ek was maar in die wêreld gewees. Ek het op 'n punt gekom in my lewe, dis omtrent bietjie meer as 8 jaar terug, waar my lewe uitmekaar uitgeval het, in elke liewe aspek. Ek het my eie dinge gedoen, in my manier, wanneer ek dit wil doen, hoe ek dit wil doen. Ja. Ek was maar 'n verlore mens gewees, ek het te diep in die borrel gekyk, my huwelik was op die rotse gewees, ek het nie 'n goeie verhouding met my kinders gehad nie, dinge was maar 'n bietjie rof in my werk ook gewees. Ons het provinsies getrek uit Johannesburg na Kaapstad toe. So ek was maar 'n verlore mens gewees. En weet jy, gister lees ek dink is 2 Kronieke, ek vergeet nou die skrif wat sê, if my people are called by my name will humble themselves and seek my will and ask for forgiveness, I will reach out and I will heal them. I will forgive their sins, and I will heal them. Kom ek sê vir jou, ek was op 'n donker plek gewees. Ek was Psalm 40 laat my altyd dink in my getuienis, want ek was op 'n diep donker plek gewees, 'n slijmerige put, en die Here het sy hande uitgestrek en hy het my uit daai put uit kom haal. So ek was in die wêreld gewees. Vrydae naweke was kuier tye gewees. Nie is net naweke nie, dit was deur die week ook gewees. Ek het baie diep in die borrel gekyk. Inteendeel dink ek was alkoholist gewees. Nie eens ek dink ek was. En een spesifieke aand het ek 'n diep ontmoeting gehad met die Here. Ek het 'n belewenis gehad wat ek nie aan baie mense vertel nie, want baie mense sal dink ek's bietjie vreemd as ek dit moet deel. So ons het een aand het ons gaan na vriende toe, ons het gekuier,
En man, in die kuier het 'n persoon van daai CBD-olie uitgehaal. Jy weet, dis daai cannabis-olie. En dis nie iets wat my aantrek nie. En ek het gevat. Daar was vir my geoffer en ek het gevat. En inteendeel was daar meer gegee as wat actually mense gewoonlik moet vat. Kom ek sê vir jou, daai aand het ek 'n diep geestelike belewenis gehad. Ek glo die Here het vir my iets gewys dat die lewe nou hier wat ons sien, daar's dieper dinge as hier en nou. En ek glo die Here het my oë oopgemaak en in daai oomblik voel ek was blind gewees en die Here het my laat sien. En die Here het my radikaal verander, hy het my hart aangeraak en van daar af het ek regtig die Here het in my gewerk en hy het my gewys dat daar 'n dieper roeping is op my lewe. So die Here het my aangeraak en van daai oomblik af het die Here in my gewerk en deur my gewerk. Ek meen, ek het baie seer gehad, baie probleme, baie issues van kinderlewe af, jy weet, van tienerlewe, in my huwelik, werk, you name it. En die Here het so stelselmatig gekom en hy het my kom genees en gesond gemaak, omdat ek sy wil gesoek het. Amen. So, daar is definitief 'n dieper roeping en wil vir ons almal. Yes, definitief. En dit is lekker om te hoor dat ek nie die enigste ene was wat ook eendag 'n sondaar was. Jy weet, dat ek praat nou so met jou, jy weet, baie keer in die kerk of in 'n bediening waar ons is, kyk ons so baie af na mense wat so bietjie net nie te heiliger is as ons. En wat ons nie besef nie is dat Jesus eintlik vir daai mense gekom het. En wat vir my so awesome is, Dirk, is dat Jesus het vir jou 'n werklikheid geword in daai oomblik wat jy besef het en jy gesien het en hy homself aan jou openbaar het. Dit beteken die Here bestaan. Dit beteken ons hoef nie te twyfel daaraan nie. Want een oomblik is jy in die wêreld en die volgende is jy by die Here. Dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. Ja, verseker, ek meen as ek net die voorbeeld kan gebruik, ek het soveel keer wat jy weet, probeer ophou drink het, en dan kom jy naweek weer, dan raak jy mos maar 'n bietjie dors. En kom ek sê vir jou, verslawing word gebreek in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek het nie nodig gehad om na 'n inrigting toe te gaan of enigiets soos dit nie. Op 'n tyd het ek gerook in my lewe, dis so, en ek het ophou rook. Ek het ophou drink. Jy weet, daar is, die Here het gekom en my huwelik gered. Die Here het my letterlik uit daai donker put uitkom haal, en hy het, soos daai woord sê, hy het voorspoed in gedagte. En as ons die Here se wil soek, Matteus 6 vers 33 sê dit, soek my koninkryk en my geregtigheid en al die sal bygevoeg word. En dis al daai beloftes wat in die Bybel is. Die woord sê alles is ja en amen in die naam van Jesus Christus. As die Here sê dat hy vrede in oorvloed vir ons in gedagte het, ek het dit beleef en ervaar, en jy ontvang dit net as jy die Here se hart soek. Want dan loop jy in sy wil in. En as jy in sy wil in loop, sien hy jou, en hy sien jou in alles. Of dit jou werk is, jou huwelik, jou gesondheid, en dan begin al daai beloftes wat in die Bybel is, in die woord is, 'n realiteit word. So Jesu dank, nee, dit is awesome. Weet jy, ek dink sommer nou aan die Samaritaanse vrou, of die vrou wat gevang is, jy weet, wat egbreek gepleeg het. En die mense kom en hulle beskuldig haar, dat sy dit gedoen het. Jy weet, maar Jesus, jy weet, sy hele siening rondom mense in sonde, ek dink ons moet besef, dat he came with a purpose, daar's 'n doel hoekom Jesus gekom het, en dit is juist daar die doel, is om ons te ontmoet, soos wat hy ontmoet het, en dit is my so fantasties, en ek dink, Dirk, as ons op 'n plek kom, jy weet, ek dink sommer nou aan die vrou, wat 'n bloedvloeiing gelei het, weet, sy het al haar geld gebruik, vir dokter, sy is, hulle daar reject, hulle glad nie naby hulle gehad het nie, sy was dalk vuil geweest, want sy kon nie bad saam met die gewone mense nie, en sy moes altyd, jy weet, dalk na die tyd water gaan haal het, want niemand mag gaan haar gevat het nie. Maar hierdie vrou het op 'n dag net besluit, weet jy wat, as ek maar net kan raak, as ek maar net kan, dis al wat
Sy het nie ge-worry oor wat die mense dink, wat die mense sê. Sy het net een ding gehad in haar gedagtes en dit was Jesus Christus. En die moment wat sy hom aangeraak het, het sy gesond geword, né? Ja. En ek dink ons as mense, ons moet regtig net, wie is Jesus? Jesus is daai een wat jou met liefde toemaak, né? Ons kom met ons sondes en ons dinge en ons verskonings, maar die Here kom en sê, hey, ek het Jesus gestuur vir jou, Dirk, né? In daai asemrowende, kan ek nou maar amper sê, ontmoeting wat jy met die Here gehad het. Weet jy, Dirk, ek dink, die kerk moet wakker skrik, né? Want daar's mense wat doodgaan sonder Jesus elke dag. En ek onthou, toe ek nog in die wêreld was, as daar maar net iemand was wat vir my kom sê, Jesus het my lief, né? Kon ek dalk vroeër na die Here toe gekom het. Verstaan jy wat ek sê? Ja. En ek dink regtig, veral jong mense, jy weet, ek is 'n jong man, het in die strate van Klerksdorp geloop, en ek het nie 'n doel gehad in die lewe nie, daar was niks wat ek kan doen daar nie, dis 'n type of 'n plaasdorpie, en jy het 'n leegte in jou binneste, en jy moet dit vul, jy soekend na iets, verstaan jy, en dan vind ons dit in die wêreld, en ek wil vir jou sê vandag, ons is nooit te heilig, nee, om uit te gaan, om 'n siel vir Jesus Christus te wen nie. Ons is nooit te smart nie, die Here se hart is siele daar buite. As ek vinnig vir jou kan vra, Dirk, het jy ooit in jou lewe, toe jy in die wêreld was, toe jy weet in daai situasie, in daai toestand was, het jy gesoek na die Here, of het die Here jou ontmoet op die plek waar jy was? Ja, kyk, dit is moeilik, want ek kan so terugdink, op kere, ewen toe ek op skool was, as ek so 'n bietjie hande uitgeruk het ek altyd gebid voordat ek uitgegaan het, en dit is so snaaks, ek het altyd Psalm 23 gebid, dat die Here my herder is, en ek meen, ek het dinge gedoen, en dan het ek die Here gevra om my te beskerm, en dan gaan doen ek dit nog steeds, so, ek het nog steeds die Here geken, ek het geweet die Here is 'n realiteit, maar ek het gekies om in my sonde te beweeg, so ek het die Here half bietjie een kant toe gestoot. En het is belangrik dat, as ek net kan byvoeg wat jy nou gesê het, ons almal is sondaars, en nie een van ons het nie sonde nie. So ons moet pas op dat ons op 'n plek kom waar ons skynheilig is. Ons is geroep om heilig te wees, maar ons word heilig verklaar deur Jesus Christus. En ons almal is sondaars. Romeine 3 sê dit, ons almal kort geval. Daar's niemand van ons wat kan trots wees in onsself nie, want redding kom nie deur onsself nie. En is net as ons in geloof kom na Jesus Christus toe. Maak nie saak wie jy is nie, of jy 'n sondaar is en of jy in die kerk is. Daar's baie mense in die kerk wat nie die Here ken nie, wat nie 'n persoonlike verhouding met die Here het nie. So ons kom in geloof en daar is net geloof in Jesus wat ons red. So ja, soms lewe ons dis lekker in ons sonde. Ons kies om in ons sonde te lewe. Maar dis nie te sê dat ek vergeet het van die Here nie. Die Here was nog steeds daar in my agtergrond en ek dink dis hoekom die Here my kom haal het, soos die verlore skaapie, die een wat weggeraak het. En die Here het my regtig uit die donker put uit kom haal. En so doen hy met ons almal. Jy weet, ek dink almal, ek dink ons 'n geleentheid waar hy almal roep. Almal is dalk nie gehoorsaam op daai oomblikie, maar dis hoekom dit belangrik is dat ons mense gaan haal. Ons is tog die kerk, die liggaam van Christus. En ons 'n opdrag vir ons gegee in Matteus 28 dat ons moet gaan. Ons moet gaan na die wêreld toe. En ons moet disippels maak. En ons moet hulle leer of alles wat die Here gesê het om gehoorsaam te wees daarin. En hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En te weet dat hy saam met ons is deur die Heilige Gees. Amen. Jo, Dirk, baie dankie. Ons het wens ons kon nog baie praat. Ons het net soveel tyd. Baie dankie vir jou getuienis en dat jy net jou hart oopgemaak het vandag. En ek wil die kerke aanmoedig, asseblief gaan uit en wen siele. Ons gaan nou in die eindtyd en mense moet die koop word om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Net baie dankie sê vir Dirk. Dirk, dankie. Ons bid dat die Here regtig vir jou sal gebruik om die nasies in te filtreer en net 'n ding vir die Here te doen. En baie dankie dat jy hier was, dat jou hart oopgemaak het.
Nee, dankie vir jou en alles van die beste. Die Here seën vir jou in jou bediening Baie en dankie. dankie vir jou tyd. Baie dankie. Okay.